Maats, ek het vanoggend vir ons 3 foto's gebring vir die dataprojektor oor 3 bekende mense. Nou, ek weet nie lekker of julle hierdie ouens gaan ken nie. So ek gaan ons 'n bietjie kyk wat julle reaksie is as om Christo die foto's wys. Ken julle hierdie 3 ouens? Nou lag julle, ken julle hulle? Ja, wie is hierdie ouens? Wie is hulle? Yes. Hulle is die Springbokke. Jy is heeltemal reg. Maar kom ons try gou, weet julle wat is hulle name? Ek wil graag kyk hoe tannie Nadia dit tolk. Wat is hulle name? Wie is die eerste ou? Wat sê? Sien jy polisie, né? Ebenezer. Jy moet nou stadig wees, jy tannie moet talk, sy moet lekker speel. Ja, ek ken nie die spellings nie. Hoe as ek ken nie die spellings nie. Oeps. Wie is die derde ou? Oks. En sy van? Wat? Sien julle? Julle gaan hier kom staan in die klap kry omdat sy nie kan spel nie. Dit is ons Springbok span. Ons ken hierdie ouens. Hulle het ons gister teen Australië gespeel en wat het hulle gedoen gister? Amper gewen. Blykbaar redelik naby. Wat was die telling gewees? Ag nee, ouens. Hæ? Dat? 30-22. Sien jy, ek moet hierdie goed Google. Ek kyk nie rugby. So ek weet ook nou hulle het gewen. Wie van julle het dit gekyk op die TV? Wie van julle was in die Kaap? Was die kaartjies te duur? Maar ons het saam gesit en ons het saam geskree. Ons was saam opgewonde gewees oor hierdie Springbokke wat gespeel het. Hulle is nie net bekend hier in Suid-Afrika nie, hulle is in die wêreld bekend omdat hulle kampioene is. Hulle is bekend. As hulle die wêreldbeker of enige beker ophou, dan is ons saam met hulle opgewonde, want elke keer as hulle op die veld draf, dan speel hulle nie net vir hulle self nie, hulle speel vir die nasie, hulle speel vir almal en hulle maak ons trots. As hulle wen, dan is ons opgewonde. En as hulle verloor, is ons saam met hulle hartseer. Nou kom ek kyk gou slim as julle, wie is die volgende ou? Hæ? Yes. Driekus Du Plessis. Ek staan nou op Noorberg. Hy is 'n gemengde gevegskunstenaar. Né? Hy is 'n ou. Waar is julle nou? Hy is 'n baie sterk persoon en ek gaan nie met hom wil moeilikheid soek as ons hier so in Woester se strate rondloop. Hy's 'n baie sterk man. Wat is sy bekende sêding? Hulle weet nie wat ons weet nie. Nee. Dit is sy bekende sêding en ongelukkig verlede Sondag het hy teen daai ou geveg wat tannie Nadia nou gaan moet tolk en gaan moet spel. Ek het vir haar gewaarsku is 'n moeilike diens. Ongelukkig het ons almal geweet Driekus gaan wen, maar toe weet ons iets nie. Ons weet toe nie dat daai beer 'n bietjie sterker is nie en dat hy soos 'n matras is, soos 'n Silipostopedic wat so op Driekus die hele tyd lê nie en daar verloor Driekus. Maar ten spyte van die feit dat hy verloor het, ken ons hom nog steeds almal. Hy is wêreldbekend. Ons is saam met hom bly as hy wen. Ons is saam met hom hartseer as hy verloor. Maar kom ons kom gou 'n bietjie nader. Wie van julle speel hokkie of tennis of cricket of rugby of netbal? Het julle spanne al gewen? Waar is die wenspanne? Okay, so hier is er 'n paar wenspanne. Dan is dit mos baie lekker as mense vir jou so 'n klop op die skouer gee en sê, "Jesus, maar jy het dan maar goed gespeel." Jy hy 3 wat jy daar gedruk het, ek sê gou vir jou, dit was ongelooflik. Of hy doel wat jy gegooi het met die netbal toe die wind so gewaai het en jy het hom ingegooi.
Wanneer mense my herken, wanneer mense weet wie ek is, wanneer mense weet wat ek in die lewe bereik het, dan is dit baie, baie lekker. Dis 'n lekker gevoel hier aan jou binnekant. Maats, vanoggend gaan ons nou 'n gedeelte uit die Bybel uit lees, waar Jesus sê, dit gaan nie oor of jy wen. Dit gaan nie oor of jy verloor nie. Dit gaan nie oor of jy wêreldbekend is nie. Dit gaan nie oor as almal weet wie jy is nie. Jesus kom leer sy vir disippels en hy kom leer vir jou en vir my vanoggend iets baie spesiaal. Dit gaan nie oor om 'n held te wees nie. Dit gaan nie oor 'n klomp medaljes wat ek het of wat ek gewen het nie. Dit gaan in die lewe oor iets groter. En in die teksgedeelte wat ons vanoggend gaan lees, moes Jesus 2 van sy vriende, vir Jakobus en Johannes, 'n spesiale les leer, terwyl hy op pad was om Jerusalem toe te stap. So vanoggend gaan ons stil staan by Markus 10. Markus 10 is die derde gedeelte in ons 40 dae reis van die tema op pad. So vandag kyk ons na die lesse wat ons kan leer terwyl Jesus op pad is Jerusalem. So, as jy jou Bybel hier het, maak hom oop by Markus 10. Daar sê ek ons lees van vers 35. Maar net om dinge lekker deurmekaar te maak, gaan ons lees van vers 32 af. En dan verstaan ons wat hier aangaan. Jesus en sy disippels was op die pad na Jerusalem. Jesus het ver voor hulle geloop. Die disippels was verbaas toe hulle dit sien en die mense wat hulle gevolg het was bang. Jesus het weer met 12 disippels gepraat. Hy het begin vertel van die dinge wat met hom sal gebeur. Jesus het gesê, luister, ons gaan na Jerusalem. Iemand sal my die seun van die mens vir die priesterleiers en skrifgeleerdes gee. En hulle sal besluit dat ek moet sterf. Dan sal hulle vir my vir die heilige gee. En die heilige sal my spot en op my spoeg en my met die sweep slaan en my doodmaak. Maar na 3 dae sal ek weer lewe. So met dit wat Jesus hierso vir hulle vertel het, lees ons nou wat Jakobus en Johannes sê. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, het na Jesus toe gekom en gesê, meneer, as ons vir u iets vra, dan moet u dit asseblief vir ons doen. Jesus het vir hulle gevra, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle antwoord hom toe, u sal koning wees oor almal. Gee dan vir ons die sitplekke langs u. Een regs langs u en een links langs u. Jesus het vir hulle gesê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle swaar kry soos ek moet swaar kry? Kan julle uit die beker drink wat ek moet drink? Kan julle gedoop word soos ek gedoop sal word? Hulle antwoord hom, ons kan. Toe sê Jesus vir hulle, ja, julle sal uit dieselfde beker drink waaruit ek moet drink. En julle sal gedoop word soos ek gedoop sal word. Maar ek kan nie besluit wie regs langs my en wie links langs my sal sit. God het klaar besluit wie daar moet sit. Toe die ander 10 disippels hoor wat Johannes en Jakobus gevra het, het hulle kwaad geword. Jesus het die disippels na hom toe geroep en hy het vir hulle gesê, julle weet, daar is
is mense wat dink hulle kan oor ander mense regeer. En hulle kan ander mense verdruk. Daar is belangrike mense wat altyd hard wil regeer oor ander mense. Dit moet nie so by julle wees nie. As een van julle die belangrikste wil wees, dan moet hy die ander mense dien. En as een van julle bo die ander wil wees, dan moet hy almal se slaaf wees. Want ek, die seun van die mens, het gekom. Maar nie sodat almal my moet dien nie. Ek het gekom om mense te dien. En om my lewe te gee. En te sterf. So sal ek betaal om baie mense vry te maak van hulle sonde. Net tot sover. So hierdie pad waarvan ons gelees het, hierdie pad na Jerusalem toe was 'n baie belangrike pad. Dit was anders as enige ander pad, want Jesus vertel vir die mense rondom hom en vir die disippels dat hy gaan swaar kry en dat hy gaan sterf. Wanneer Jesus hierdie pad loop, dan loop hy dit met 'n spesifieke doel. Hy weet dit gaan die einde wees. Hy weet hy gaan sterf aan die kruis. Maar hy vertel ook vir sy disippels en almal rondom hom dat hy weer gaan opstaan na 3 dae. En dit is dan op hierdie pad, terwyl Jesus so aan die gesels is, dat 2 van sy disippels na hom toe kom en vir hom vra, Jesus, ons wil vir jou 'n groot guns vra. Hulle wil hê dat wanneer Jesus eendag koning is, dat hulle die belangrikste sou kon wees. Dat hulle die belangrikste sou kon wees in sy koninkryk, en daarom sê hulle, ons wil graag aan die linkerkant en aan die regterkant sit. Hulle het gedink dat om belangrik te wees. Hulle het gedink om bekend te wees. Was om in die voorste ry te sit. Was om 'n sportheld te wees wat wêreldwyd bekend is. Maar toe kom Jesus en hy kom en hy sê, wow, stap 'n bietjie stadiger. Julle verstaan nie reg nie. Julle verstaan nie waaroor die lewe eintlik gaan nie. En dan begin hy baie mooi vir hulle te verduidelik wat ware leierskap is. Wat dit beteken om regtig belangrik te wees. Kom verduidelik hy vir hulle, dit gaan nie oor om te heers nie. Dit gaan nie oor om baas te wees nie. Dit gaan nie oor om bo ander te wees nie. Dit gaan nie oor om die belangrikste te wees nie. Jesus breek hulle en hy sê vir hulle, dit gaan oor om te dien. Jesus wys vir hulle dat om groot te wees in sy koninkryk is om 'n voorskoot te dra. 'n Voorskoot is 'n teken van iemand wat dien. Iemand wat ander help. Iemand wat ander bystaan. Dink as mamma kos maak daar in die kombuis, dan dra sy baie dikwels 'n voorskoot. Of as pappa daar by die braaivleisvuur is. Hy's besig om kos te maak, hy's besig om ander te dien. Hy's besig om nie net aan homself te dink nie, maar aan almal rondom hom in die huis. Die tweede prentjie. Nou wil ek sê, ek gaan maar skuif maar. OK, nee, jy's reg. Dankie Christo. Die tweede belangrike prentjie wat Jesus vir ons teken, is die hele ding dat hy die voetewasser is. Dat hy wat die koning van konings is, dat hy bereid was om die werk van 'n slaaf aan te neem en voete te was. So terwyl die disippels dink maar belangrikheid en bekendheid is om op die regte plek te sit of op die regte plek te staan, sê Jesus, En in die lewe gaan dit om oor 'n voorskoot aan te trek, om ander te dien. Vir Jesus beteken dit om laag te buig, 'n handdoek uit te haal en voete te was. Dit is wat ware grootheid is. En nou dat ek en jy weet wat die spoedgrens is, wat Jesus vir ons stel,
is dit juist iets wat ek en jy in hierdie week kan gaan doen. Ek en jy kan 'n klein daad kies om te gaan doen sonder om iets terug te verwag. Miskien kan jy vandag jou ma help in die kombuis om die skottelgoed te was, sonder dat sy vir jou gevra het. Miskien as jy in die mall loop, of in die dorp loop, of by die skool is, en jy sien papiere wat rond lê, dan kan jy dit optel. Jy kan dit in 'n vuilgoedrom gooi. Miskien sien jy 'n maatjie wat sukkel. Jy kan gaan en jy kan hom of haar help en bystaan. Jesus kom sê vir ons in hierdie gedeelte dat ek en jy dienskneg leiers moet wees. Dat ek en jy voetewassers moet wees in hierdie wêreld. Dat ons dinge vir ander moet doen sonder om iets terug te verwag. Want wanneer ons dit doen, dan maak ons hierdie wêreld 'n beter plek. Mag ons dit onthou in hierdie week. Ek gaan vra nou dat die sanggroep na vore kom. Hulle gaan vir ons bederf met 'n lied, en as hulle reg is en opgestel is, en hulle begin, dan vra ek dat die diakens vir ons die dankoffer sal opneem. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you bright and clear. Shining in the light of your glory, pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you live and live. Shining in the light of your glory, pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. See you high and love, shining in the light of your glory, pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy.
I want to see you. Here, baie dankie dat ons volgend U naam kan groot maak. Dat ons saam met hierdie lied kan erken dat U heilig is, dat U groot is, dat U almagtig is. En dat U vir ons wys hoe ons moet lewe. Dankie Here dat U vir ons kom leer uit Markus 10 uit dat ware grootheid is om hande vuil te maak, is om moue op te rol, is om 'n voorskoot te dra, is om 'n handdoek en 'n waskom te hê en so 'n verskil te maak in mense se lewens. Dankie Here vir elkeen van hierdie offers wat ook nou gegee is. Jy's mense wat kom sê, Here, ons wil U woord verder laat gaan as die mure van hierdie kerkgebou. Ons wil hê dat U koninkryk oral moet kom. Ons wil hê meer mense moet hoor van die grootheid en almag. Ons wil hê meer mense moet hoor wat ons taak as U kinders is. En daarom, Here, kom gee ons die offers vir U. Ons kom vra, Here, kom vermeerder dit, soos wat U die broodjies en die visse vermeerder het. Gebruik dit, Here, tot eer van U naam. Gebruik dit tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Vriende, net voor ons nou die junior kategeet en katekesante tot sien sê, terwyl hulle oor gaan sal toe om verder te gesels oor die 40 dae, wil ek net sê, 'n mens sien mos nou Vader Kersfees met 'n slee, met geskenke, is ek reg? Julle gaan nou die skriba sien wat met 'n kersboom loop, oor saal toe, so na afloop van die diens, is jy welkom om by die sale draai te maak, koppie tee of koffie te kom drink, en as jy een van die name op daai lys wil hê, dit gaan by haar wees, in die kerksaal, en so kan u ook sigbaar en tasbaar 'n verskil maak in jong mense se lewens. Maar kom ons sing nou sittende lied 532, van lied 532 sing ons al 3 die verse, en dan verskoon ons die junior kategete en katekesante. Ons Vader, neem ons handen en maak ons Heer. Versterk Uzelf die maanden, gee ons U seën. Want onze is gemaakt, maar U en leer ons om met handen in naam te gee. Heer, wees vir onze Vader van zorg en sien. Trek ons in Christus naden om U te dien. Laat Heer U Gees ons voor wat hy ons lei. Laat ons U vergewoorsaam, ons aan U wy. Leer ons mekaar vergewe, mekaar vertrou. Laat ons hele lewe op liefde bou. Laat Heer oor ons U vrede en ons saam. Verhoor toch ons gebede in Jesus naam. Volgens die teks nooi jou en vir my uit op 'n baie spesifieke reis. Soos ek gesê het, ons 40 dae tema op reis na Jerusalem vandag. En hierdie reis vra doelgerigtheid. Hierdie reis vra opofferings.
En dit sien ons in Jesus se hele manier van reis na Jerusalem toe. Hy het voortbeweeg op pad na Jerusalem sonder vrees, doelgerig, al weet hy die einde is op pad. Dit terwyl die disippels vol vrees is, vol onsekerheid. Hulle het al vir Jesus by 2 vorige geleenthede gehoor waar hy vir hulle mooi verduidelik wat gaan gebeur, wat vir hom voorlê. En is asof hier by hierdie 3de geleentheid in Markus 10 dat Jesus die toue 'n bietjie nader trek en vir hulle sê, luister gou hierso. Jy gaan bespotting wees. Jy gaan marteling wees en die dood wag. Jy's daarom dat die disippels so bang is. Die ironie is dat terwyl Jesus praat oor om afstand te doen van die eie ek, om jou eie belange en jou eie wense prys te gee en eerder ander te help en by te staan, is al die disippels se gedagtes nie by wat Jesus besig is om vir hulle te leer nie. Van die disippels is eerder besig op hulle eie drome en op hulle eie ideale en sien ewe skielik maar hier's nou 'n geleentheid. Hier's 'n geleentheid om famous te wees. Hier's 'n geleentheid sodat mense kan weet wie ek is en wie ons is. En juist daarom bring hierdie teksgedeelte en dit wat Jakobus en Johannes doen vir ons by die kernvraag van hierdie 40 dae wat op die kerk se Facebook bladsy ook die gespreksgedeelte verder gaan. Dat ons juist vanoggend vir mekaar vra, maar waarheen is ek op pad? Nou gaan kyk ons in die lewe van Johannes en Jakobus, kom ons agter dat hulle die roetekaart van die wêreld gevolg het. En dit op die einde van die dag vir ons die prentjie is, die teken is wat Jesus vir ons gee dat dit nie die pad is wat kinders van die Here moet loop nie. Maar kom ons kyk gou eers 'n bietjie hoe lyk die roetekaart van die wêreld. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, hulle kom na Jesus toe. En hulle kom met die versoek, Jesus, ons wil aan die linkerkant sit en ons wil aan die regterkant sit. Jesus, ons wil belangrik wees. Ons wil hê mense moet weet wie ons is. As ons in die straat loop, wil ons hê mense moet ons so 'n pat aan die bek gee. Ons wil hê dat ons bekend moet wees. En in Jakobus en Johannes se optrede kom ons agter dat hulle nie Jesus se woorde verstaan het nie. Hulle is hier besig om te stry oor posisie. Hulle is hier besig om te stry oor mag en oor gesag en oor status binne Jesus se koninkryk. Hulle verstaan Jesus se nuwe koninkryk waaroor hy praat as 'n fisiese koninkryk. As een wat soortgelyk is aan die van die keiser in Rome. So Johannes en Jakobus kom met hulle prentjie van wie hulle dink Jesus behoort te wees. Hulle het hierdie prentjie dat hulle groot en 'n sterk koning het wat die Romeinse keiser van daardie tyd gaan omdop. Dat Jesus as die nuwe koning die mag van die Romeinse keiser gaan breek. Dat hy op die troon gaan sit, dat hy baas gaan wees. En dat hulle daarom langs hom wil sit. Ons wil deel wees van hierdie groot goed. Ons wil hê mense moet weet wie ons is. Hierdie 2 disippels het gedink ware grootheid lê in posisie en 'n mag. Hierdie manier van dink is steeds vandag nog in my en jou lewe baie van krag. Want die ingesteldheid van die wêreld leer vir ons dat die pad na sukses, 'n pad is van status, 'n pad is van invloed, 'n pad is van mag. Dan gou 'n bietjie as 'n mens oor jou beroepslewe praat. Dan praat ons mos van die beroepsleer wat jy klim. Nou dis nie verkeerd om die beroepsleer te klim nie. Ek gaan nou uitkom by wat is verkeerd. Maar almal begin mos maar iewers onder.
En ons word geleer om boontoe te klim. Want hoe hoër ek klim, hoe meer gesag het ek. Hoe meer mag het ek. En op die einde van die dag, hoe meer verdien ek in my bankrekening. Ons word beloon vir ons prestasies. Ons word beloon om suksesvol te wees. En skielik gebeur dit dat mag en status aan titels, aan salarisse, en aan die grootte en aan die ligging van my en jou kantoor gemeet word. En hier is die verkeering. Dit is dikwels hierdie goed wat na ons kop toe gaan. Dit is dikwels hierdie goed wat vir ons die belangrikste raak. Dit is dikwels hierdie goed wat ons voel, maar dit is waaroor die lewe gaan. Oor my titel, oor my salaris, en na die pragtige kantoor wat uitkyk op iets moois. Hoe lyk dinge op ons sosiale media? Hier kom meet ek en jy baie dikwels ons waarde aan hoeveel vriende ons het, aan hoeveel volgers ons het. Jy weet, ons gaan kyk dikwels maar hoeveel Facebook vriende het ek, hoeveel Instagram volgelinge het ek. En het my buurman, en het die bekendes. Hoeveel likes, hoeveel shares kry ek vir dit wat ek daar plaas? Hoe meer likes en hoe meer shares ek kry, hoe belangriker voel ek. Mense neem notisie van my, mense lees van wat ek skryf, mense like my foto's. En dan voel ek belangrik. Dan voel ek gelukkig. Mense weet dan van my. Ek is nie so bad nie. Die wêreld se siening van grootheid is gebou op kompetisie. Om 'n wenner te wees, beteken iewers moet daar 'n verloorder wees. Om bo uit te kom, beteken dit dan moet iemand onder wees. Maar baie dikwels gebeur dit in hierdie proses, dat mense uitgebuit word, dat mense verneuk word, dat mense seer kry, dat mense agtergelaat word. En dit lei tot 'n samelewing waar mense net beklei vir hom of haarself. Mense wil net bo uitkom, mense wil net die status hê, mense wil net die geld hê, mense wil net die kantoor hê. Dit maak nie saak hoe ek dit gekry het nie. Dit maak nie saak hoeveel ek seer gemaak het om daar te kom nie. Ons lees in Spreuke 14 en 16. Daar's 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk. Maar die uiteinde daarvan is die dood. Ek en jy kan hierdie roetekaart van die wêreld volg. Maar die Bybel kom sê vir ons die uiteinde daarvan is die dood. Ons kan op hierdie wêreldkaart, hierdie roetekaart vertrou. Ons kan op 'n pad beland wat vir ons reg lyk. Maar as ons na Jesus kyk, as ons Jesus se hart hoor, dan kom ons agter, maar dis eintlik 'n pad wat lei na die dood. Dis 'n pad waar my verhouding met God en my medemens arm word. So wat is dit wat Jesus van jou en van my vra? Hy kom gee vir ons die ander opsie. En hy kom wys dit vir ons helder en duidelik hier in Markus 10. Jesus draai die wêreld se logika heeltemal op sy kop. En hy kom stel die waarheid. En hy kom stel die standaard vir ware grootheid vas. En juist daarom kom sê vir daardie 2 disippels, julle weet nie wat julle vra nie. Daarom gaan hy verder en hy kom roep die ander 10 disippels nader en hy kom sê vir hulle, wie groot wil wees onder julle, moet julle almal se dienaar wees. En elkeen van julle wat die eerste wil wees, moet almal se dienaar wees. Jakobus en Johannes was besig gewees om vir 'n troon te vra. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe om 'n kruis te dra. Jakobus en Johannes was besig om vir 'n kroon te vra.
Terwyl Jesus op pad is na Jerusalem toe om 'n doringkroon te dra. Die wêreld se roetekaart is een van opklim, is een dikwels van seermaak. Terwyl Jesus se roetekaart een is van afbuig, van moue oprol, van hande vuil maak, van afdaal. Jesus se pad is nie 'n pad van kompetisie nie, maar is eerder 'n pad van uitnodiging. Uitnodiging tot medelee, uitnodiging tot liefde, uitnodiging tot diens. Jesus se roetekaart vir die lewe is dus radikaal anders as die van die wêreld. Hy kom wys vir ons dat die kern van die lewe, die kern van jou en my hier wees op aarde, is die pad van liefde, is die pad van omgee, is die pad van diens. En is dit nie presies hoe ons Jesus ontmoet tussen die bladsye van die Bybel nie? As die koning van konings wat dien. Teken gou vir jou die volgende prentjie in jou gedagtes. Hy wat die koning van konings is. Hy wat die Here van die leerskare is. Hy wat 'n enkele woord spreek en die heelal kom tot stilstaan. Hy wie alle mag het. Hy wie alle gesag het. Hy wat bo alles en almal is. Buig af. Was die voete van sy disippels. In daardie tyd was voete was die taak van 'n slaaf. Die laagste diensknegt wat daar is. Maar Jesus kies om daardie rol te vervul. Hy doen dit nie met 'n gevoel van plig nie, maar eerder met 'n hart vol liefde. Dis ook nie maar net 'n eenmalige demonstrasie nie, maar dit is eerder die manier hoe Jesus sy hele bediening op aarde ingekleur het. Hy het nie vasgehou aan sy mag en aan sy gesag nie, hy was nederig geweest. Hy het nood verlig, hy het hoop gegee, hy het gehoorsaam gebly tot die dood aan die kruis. Elkeen wat op een of ander manier wie se pad met Jesus in gekruis is vernuwe. Hulle kon nie dieselfde bly nie. En juist daarom die uitnodiging van Jesus, maar word 'n voetewasser. Word 'n voetewasser soos Jesus. Nie net met water en met 'n handdoek nie, maar in elke faset van die lewe. Dit gaan beteken dat ek en jy 'n verskil moet maak in ander se lewe voordat hulle nog vir my vra. By die kerk beteken dit in plaas daarvan om gevra te word om iewers te help, bied jou hulp aan. Dit beteken by die kerk as daar 'n bejaarde lidmaat is wat nie meer kerk toe kan ry nie, as daar 'n bejaarde lidmaat is wat nie meer winkel toe kan gaan op sy of haar eie nie, dat jy aanbied om hulle by die huis te gaan haal en kerk toe te bring, dat jy aanbied om hulle winkel toe te neem en saam met hulle inkopies te gaan doen. As daar 'n nuwe gesig is in die kerk, en hy sit miskien daar in die agterste ry en hy lyk dalk so verwilde, of hy of sy sit dalk op jou plek waar jy al die jare sit, gaan na hulle toe, reik uit met 'n hand van liefde en omgee, nooi hulle vir tee en koffie, laat hulle welkom voel, laat hulle deel voel. Want die wêreld waarvan ek en jy deel is vol geleentheid om te dien, is vol geleenthede om die wêreld 'n beter en 'n mooier plek vir almal te maak. En is nie altyd groot dade wat gevra word nie. Miskien is dit om jou buurman se gras te sny terwyl hy weg is met vakansie. Miskien is dit om 'n donasie te gee vir 'n gemeenskapprojek waar jy bewus geraak het van nood. Miskien is dit om 'n kollega te help met 'n probleem by sy werk. Al is dit nie deel van jou werksbeskrywing nie. Dalk is dit net om 'n vriendelike groet te gee vir hulle wat dikwels oorgesien word. Daardie vriendelike petroljoggie, daardie dame by die kassier, as kassier by die supermark. Christus help vir my om te ontdek dat die wêreld nie net 'n plek is waarin ek moet oorleef nie, of waar ek status en roem moet najaag nie, maar dat ek hier geplaas is om die wêreld mooier en beter te maak deur te dien. Deur my moue op te rol, my hande vuil te maak, om spreekwoordelik 'n voetewasser te wees. Ek sluit af.
Ons het vandag die twee paaie gesien. Die wêreld se roetekaart van mag en status en kompetisie. En Jesus se roetekaart van diens, van nederigheid en van liefde. Die wêreld wil vir ons leer, maar klim die leer, oorheers, hê mag, beklei om bo uit te kom, vernietig almal om bo uit te kom. Jesus se pad, daal af en dien. Laat ek en jy dus vandag wegstap hierso van die kerk met 'n nuwe visie. Een waar ons vir mekaar sê, ek moet nie vra wat kan ek hieruit kry nie, maar eerder wat kan ek gee? Die pad van diensbaarheid is nie 'n pad van plig nie. Dis 'n pad wat in liefde gebore is. Dis 'n dinamiese pad wat lewe gee en wat die wêreld waarvan ek en jy deel is, hoop gee en liefde gee. En mense se prentjie oor wat goed en mooi is verander. Ek wil jou dus uitnooi om hierdie week wat voor lê, 'n voetewasser te wees. Kies een daad wat jy kan verrig sonder om 'n beloning te verwag. Want is in hierdie klomp klein dade van liefde en omgee, wat die dinamiese krag van God se liefde en omgee sigbaar word. Dink net hoeveel beter gaan 'n wêreld wees as daar meer voetewassers is. Wees jy daardie voetewasser? Wees jy die antwoord op iemand se gebed? En dan my laaste sin. Die wêreld word verander deur jou voorbeeld, nie deur jou opinie. Mag ek en jy deur ons voorbeeld die wêreld verander. Amen. Ek gaan vir jou